Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So daar's 'n baie bekende quote van A.W. Tozer wat sê, "What comes into our mind when we think about God is the most important thing to us." What comes into our minds when we think about God is the most important thing to us. En so ek wil hê ons moet 'n oomblik vat en ek wil julle vra, wat is die eerste ding wat by jou opkom as jy dink aan God? Wat is daai gedagte wat by jou opkom as jy dink aan God? En hierdie kom ek hier vra is, want ek dink die eerste ding wat by ons opkom, het 'n ongelooflike groot effek oor hoe ons God benader en hoe ons gebedslewe lyk. Dit wat ons dink van God en hoe ons gedagtes oor God bepaal ons gebedslewe. En ek weet nie veel nie, maar vir my, as ek baie eerlik dink aan God, dink ek eerstens, hy's ver. Ek dink hy's al bo. Ek dink hy's baie. Tweedens dink ek wel hy's besig. Ek dink jy weet, soos met alles wat aangaan in die wêreld, het hy nie regtig noodwendig so baie tyd vir my nie. Jy weet, soos hy's nie so gelukkig nie. Hy frons so bietjie vir my, want ek meen hierdie week was nie great nie. Soos nie uitgekom soos ek moet nie, weet soos 'n paar goed gedoen wat ek glad nie moes doen nie en ja, hy frons vir my is nie regtig gelukkig met my nie. En al hierdie vloei in die gebedslewe sodat wanneer ek bid, voel dit of ek teen 'n dak vasbid. En dit voel net nie of my gebede deurgaan hom nie. En so hierdie is my hart. Hierdie is waarmee ek sukkel. Ek sukkel om te glo dat God my regtig hoor en ek sukkel dat my gebede vloei. En ek weet nie wie van julle sit en dalk so effens in dieselfde bootjie is nie, maar wat ek vanaand wil hê ons moet doen, behalwe vir myself preek, is dat ons gedagtes moet verander van wie God is. Want ek glo dis waar die probleem lê. Ek glo die probleem dat ons voel ons bid dalk in 'n dak vas of ons voel God hoor my nie regtig nie of hy's nie regtig daar nie of naby my nie is, ons weet nie eintlik regtig wie hierdie God is nie. En so ek hoop dat ons deur die gelykenis hierdie vraag kan antwoord. Wie is die God vir wie ons bid? En so dis die groot vraag wat ons gaan antwoord. Vir wie bid ons? En dan sal ons eindig met, okay, as ons weet vir wie ons bid, hoe bietjie meer prakties bid ons? Ons gaan kyk. So net 'n bietjie konteks in die gedeelte net voor hierdie het Jesus gepraat oor die koms van sy koninkryk in Lukas 17 en Jesus het hierso regtig nog ons harde woorde gegee aan sy disippels. Ons ken die bekende frase wat gesê het, die wat hulle lewe wil behou, moet dit verloor. Wat hulle lewe verloor, sal dit behou. En hy het gesê as hy terugkom om sy koninkryk finaal te vestig, gaan sekeres saam omgaan en sekeres gaan nie saam omgaan nie. Met ander woorde, daar gaan mense wees nou wat deel gaan wees aan hierdie koninkryk en die wat nie gaan deel aan die koninkryk. So Jesus vertel hierdie en hy sê vir hulle, luister, dis wat gaan gebeur, hy gaan terugkom en daar gaan 'n skeiding wees tussen mense. Maar dan net hierna kom hy in vers 1 van Lukas 18 en dan sê hy het hierdie gelykenis vertel to the that they ought always to pray and not lose heart. So Jesus sê die doel van my gelykenis is bid en weer 'n keer bid. That you ought always to pray. En so met die vorige hoofstuk en hierdie wat Jesus nou sê in Lukas 18, maak dit redelik sin hoekom hy wil hê ons moet aanhoudend bid. En hoekom hy wil hê ons moet volhard in gebed. Ek terugkom, wil ek jou hê en ek wil jou kom haal en as jy vergeet van my en nie gaan bid nie, gaan jy nie weet wie ek is nie. En so ek wil hê jy moet volhard in gebed sodat wanneer ek terugkom, jy kan deel wees van my. En dis kom hy die gelykenis vertel. En hy eindig die gelykenis in vers 8 en hy sê, nevertheless, when the Son of Man comes back and faith on earth. Maar as Jesus terugkom om sy nuwe koninkryk te vestig, gaan hy kom en hy gaan kyk, luister, het jy die geloof bou? Het jy bly? Het jy vasgehou om hom as jou enigste hoop en jou enigste redding? Dis hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel. Hy wil hê ons moet volhard in gebed. En nooit ophou nie totdat hy terugkom. Maar Jesus weet, hy weet ons sukkel om te bid. As jy nie sukkel met gebed nie, Martin Jones actually sê, as jy nie sukkel met gebed nie, wonder hy regtig of jy 'n Christen is. Hy sê, as jy nie iewers worstel met gebed nie, wonder hy regtig of jy regtig 'n Christen is. En Jesus weet dit, hy weet ons sukkel om te bid, hy weet dit is moeilik om te bid, en dis hoekom hy hierdie gelykenis vertel.
Die doel is sodat ons bid, maar die mikpunt is iets anders en die hoof anders. Hy wil vir ons God se hart kom wys. En dan vertel hy die gelykenis, want hy weet, net soos ek glo die teks ons sê, dat ons weet vir wie ons bid, sal dit soveel makliker wees om te volhard bid. So kom ons kyk na die gelykenis. Dit begin en dit vertel vir ons, daar is hierdie judge. En ek wil hê julle met die Bybel saam, ek gaan nou 'n bietjie paraphrase, maar later meer na spesifieke verse wys. As jy nie die Bybel het nie, gebruik jy foon app. So dit begin en daar's hierdie judge, okay, of 'n Afrikaans wat in hierdie dorpie was, wat nie God gevrees het nie en ook nie mense gerespekteer het nie. En so ek swat law en ek was al 'n paar keer in 'n hof gewees en met baie prokureurs gedoen en ek beloof julle dat die regter daarbo kan nie minder omgee oor die mense voor nie, soos in glad nie. Dit vat niks van hom om die hamertjie te slaan en sê jou lewe is vernietig vir ewig en altyd. Jy gaan 'n great lewe hê en ek kry geld nie. Dis al kom hulle dit doen. Okay? Dis wie die judge is, okay? En dis hoe hy lewe. En judges gewoonlik mees van die tyd God, maar in hierdie geval sê hulle dit vir ons duidelik. So dis wie die judge is, okay? Hy gee regtig nie om oor die mense nie. Hy voel minder as 'n veer oor jou probleme. Dit gaan net oor homself, okay? So as jy hom kan pla, gaan nie great uitwerk nie. Maar nonetheless kry ons die widow, okay? Die vrou wat nie 'n man het nie. En sy kom aanhoudend by die judge om te vra dat reg sal geskied teenoor haar wat iets slegs ervaar het teen opponent. Okay? Daar's injustice gedoen. So ons sien amper al 'n saak hier wat aan die gang is. Okay? Daar's iets wat gebeur het teenoor die vrou wat nie reg is nie en sy kom en sy dra hierdie gebrokenheid, hierdie pyn, hierdie onreg wat aan haar gedoen is en sy wil hê dit moet genees word. Sy wil hê daar moet 'n oplossing wees. Sy het geskied en sy kom aanhoudend na die judge. Sy hom aan pla. Maar die judge is soos jy waarskynlik vir die eerste 20 keer soos luister, jy's 'n widow. Jy's soos die laagste in samelewing, veral in daai tyd. Jy is die laagste. Ek is pretty hoog in die samelewing. Ek gaan nie vir jou luister nie. Ek het baie beter sake wat my meer gaan doen en ek's baie besig en op 'n dag is hy soos wel, okay, though I neither fear God nor respect man, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice, that she will not beat me down by her continual coming. Net sodat sy my nie kom doodslaan nie, sal ek nou maar haar help. Uiteindelik. En wat ek wil hê ons moet sien is die eerste scenario wat ons kan uit hierdie gelykenis. Dis die gelykenis, okay? En die eerste scenario is, okay, wie ons dink ons is en vir wie ons dink ons bid. Okay? Ek glo dis wat Jesus hier vir ons wil wys. Ons is die widow hierso. Ons glo ons is sonder 'n man, wat beteken ons is nie geliefd nie. Ons voel nie regtig geliefd nie. Ons voel alleen soos 'n widow. Eensaam soos 'n widow. En ons is diep bewus dat daar baie dinge verkeerd is en dat ek 'n gebroke hart moet genees word, soos die widow. En ons opponent, die wêreld en Satan en ons vlees het soveel onregverdige dinge teen my laat gebeur en ons weet dit is nie reg nie. En baie van ons hier sit met ons eie gebrokenheid soos die widow. Ons dood in my familie, wat geskei is, verhoudings wat nie uitwerk nie, sonde wat ek gedoen het en ons soveel gebrokenheid en seer en onreg en ek soek 'n pad uit. Ons kan bietjie identifiseer met die widow. Maar wat hartseer is en meer hartseer is dat ek dink dat ons bid vir iemand soos hierdie judge. Ons glo, en dalk is ek verkeerd, maar dis hoe ek at least voel, ons glo dat God is soos hierdie judge. Ons dink dat ons is so verwyder van God soos 'n widow en 'n judge. Dat God so is en ons so veronder is en dat ons nooit eintlik reg by hom kan uitkom nie, dat ek eintlik maar bid teen 'n dak vas en hy nie saam met my is in my kamer nie. Ons glo dat God wel regtig is en eintlik net omgee oor wat reg en verkeerd is en hy het nie regtig respek vir my nie want hy is waarskynlik besig met soveel ander sake dat al manier hoe ek sy aandag gaan kry, as ek aanhoudend moet kerm en kla en dalk as ek gelukkig is sal hy iewers my antwoord op hoor. Ek tyd vir my nie, ek is eintlik 'n las vir hom. En hy help my eintlik maar net om van my ontslae te raak. Ek wonder, wie van ons voel so? Dat God hierdie harde judge is, wat nie lief is vir my nie respek het vir my nie, en so ver is van my. En as jy dalk kan relate met een van die goed vanaand, net soos 'n bietjie, wil ek vir jou sê, hierdie is nie die God vir wie ons bid nie. Dit is nie die God bid nie. So scenario 2, wie is ons regtig en vir wie bid ons regtig? Vers 6 sê, and the Lord said, hear what the unrighteous judge says, and will not God give to his
elect. Wrong over them, I tell you, he will give justice to them speedily. So wie is ons regtig? Jesus sê, ons is God's elect. Elect beteken ons is gekies as God se uitverkorenes. Nog voor die grondlegging van die wêreld, nog voor enigiets geskep is, het God jou gekies. Vir wat? Vir wat het jy? Efesiërs 1 vers 5. Dit behoort vir op te kom op die skerm. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. So God's elect is die wat hy aangeneem het as kinders. Dis wie ons is. Ons kinders, nie widows nie. Ons is kinders. Maar die definisie van aanneem is wel eerstens dat ons 'n weeskind was. Dit beteken jy was 'n weeskind, jy was 'n widow eintlik gewees. Maar God het jou gekies en die persoon wat jy gekies het is jou ouer. So God is ons pa. Hy is ons pa wat jou as weeskind gekies het en aangeneem het om sy kind te wees. Hier is 'n punt as ek dit so kan sê. Jesus wil hê ons moet sien dat as die unrighteous judge wat geen respek het vir mense nie, minder as 'n veer voel oor mense, die widow gehoor en justice vir haar gegee het, veel te meer sal God wat jou gekies het as sy kind, nie jou wil hoor en vir jou wil justice gee nie. As die unrighteous judge die widow kon hoor en vir haar justice gee, hoe meer sal God, die Vader wat jou liefhet en jou gekies het as sy kind, nie vir jou wil hoor en justice gee nie. Maar somehow, at least in my hart, sukkel ons om hierdie te glo. Ons weet dit, skoppe. Ek weet God is 'n Vader, ek weet hy's 'n pa, maar ek sukkel om dit te glo en te vat. Somehow lewe ek nog met die orphan mentality dat ek nog steeds kind of 'n weeskind is. Ja, ek weet hy's 'n pa, maar hy voel nog steeds ver en ek voel nog steeds nie regtig nie en ek voel nog steeds nie hy wil regtig my hoor nie. En ook kan baie redes wees. Van kan baie redes wees hoekom jy so dink, ek weet hoekom ek so dink. Dalk was jy eie pa nooit daar gewees nie. Of dalk was jy pa net nooit 'n goeie pa nie. Nie een van ons pa's is perfek nie. Dalk is dit 'n rede. Dalk hou jy van die idee van onafhanklikheid, dat God moet maar net reg en verkeerd oordeel ook. Dat dis net dood is, bietjie in die lyn. Maar ek wil hê ons moet iets sien van God as pa vanaand, teenoorgestel as hierdie unrighteous judge. En ek hoop as ek vir julle iets wys van wie die pa is, dat dit ons sal wil volhard in gebed. Want ons is nie weeskinders nie. Ons is kinders van God en hy is ons pa. So hier is 5 goed, 5 eienskappe van God as pa, of kenmerke wat ons sien wat God as pa wat ek hoop jou sal bemoedig, so lief sal maak dat jy aan die einde van hierdie wil hardloop na hom. Die heel eerste een, God is as pa is oneindig lief vir jou. Ek weet dit is obvious, maar hoor my. Hy is oneindig lief vir jou. In Johannes 3 vers 1 sê, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Weet julle hoe baie liefde moet dit vat vir iemand om 'n weeskind aan te neem? Wat nie sy eie nie. Die proses, die moeite, in wêreldse terme. God neem jou aan en hy weet jy was vuil. Hy weet jy gaan nie dalk 'n goeie kind wees nie, hy sê nie. God, die skepper van hemel en aarde, het jou gekies om sy kind is so lief vir jou en hy sê vir jou, niks, maar niks sal jou kan skei van my liefde teenoor jou nie. Niks. Die tweede punt is dat God is altyd met jou en jy is nooit alleen in daai kamer nie. Romeine 8:15 sê, en ons het dit vroeër gelees in die liturgie, you have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba Father. So die Heilige Gees is gestuur om te woon in jou, nooit alleen is nie. En ons het hierdie wêreldse idee, dalk van ons, dalk is ek net weer, dat ons dink wel, as ons soveel mense is wat bid, hoe kan God regtig luister vir my en my hoor? As mense is wat besig om te bid en soveel ander Christene is, hoor hy regtig my gebed? Want partykeer voel ek,
daar's soveel gebede en daar's regtig baie gebede wat dalk belangriker is as my probleme en dalk wil God dit net eers te hoor en dan soos ek is al van decide, hy hoor my, maar hy hoor my nie regtig nie. Ek wil vir sê dis vals. Dit is nie waar nie. C.S. Lewis the quote en dit het my geraak wat hy sê, when we pray, we are as alone with God as if we were the only person in the universe. As jy bid na God, is dit asof jy en God die enigste twee is op hierdie aarde. Hy luister. Hy is so gefokus op jou wat praat met hom. Die derde een is dat God is as pa is altyd, dit is die vorige punt, bietjie anders. Ek weet nie vir van julle as kinders hulle aandag te kry wanneer hulle in 'n gesprek vir iets wil sê nie. So ek sal nooit vergeet, my ma het mooi geleer dat as hulle sit en hulle het koffie met mense in die sitkamer, sit jy hand op haar skouer en dan as hy hoor, sal sy hand op my hand sit en dan wag ek 15, 20 minute partykeer vir hom te sê, wat wil jy sê, wat wil jy kos waarskynlik. En so dis hoe ons groot geword het. En so ek is gewoon aan dat wanneer daar gaste is en ek wil iets sê of iets, dan gaan sit ek my hand op my skouer. En baie keer bly dit daar vir 'n hele rukkie en na 'n rukkie loop ek weg. Ek sê ek kom terug, probeer weer, nee, okay. En dalk aan die einde weet hoor sy. Nou, dit is nie hoe God is nie. Jy hoef nie jou hand op sy skouer te sit en te wag vir 'n beurt om met hom te praat nie, want hy is net gou besig met 'n paar ander mense nie. Nee. God wag vir jou. Hy kyk hoe jy ronddwaal as kind in hierdie wêreld met al jou dingetjies in jou dag en hy sit en wag. Hy sê kom na my. En anderstens as sy hande wat oop is en hy wat sit en wag, as jy kom en hy sê kom hier so en hy tel jou op. En hy sit jou op sy skoot en hy sê vir jou, praat met my. Praat met my. Ek is nie besig nie. Jy het nooit jou hand op sit nie. God is altyd gereed om te hoor. Die vierde een, as pa kyk hy altyd met 'n glimlag na jou. Hy frons nooit nie. Hy het oneindige respek vir jou. Hy is so trots op jou. Ek weet nie of jy al iets gemaak het nie. Ek weet Casper bou baie goed. So ek dink hy's baie keer soos hier is nice. Nou, anders as Casper wat kan trots wees op 'n huis wat hy gebou het. Met ek toe ek ingetrek het soos ons laai wat so uitgeskroef was, net soos met 'n hamer ingeslaan, maar toe ek dit doen, toe voel ek regtig trots op myself, want ek het iets reggemaak, jy weet, soos ek het iets geskep kind of. Nou dink gou as God jou aan mekaar geweef het in sy moederskoot. Alles van jou, elke eienskap, elke deeltjie van jou. Hoe trots dink jy nie is hy op jou nie? Hy kyk na jou en hy glimlag. Jy is my skepsel, ek het jou gemaak. Ek ken jou soveel beter as jy ooit jouself sal ken. Hy sê jy is, te dank aan Jesus, my geliefde seun of dogter, en oor jou verbly ek my. Hy smile as ek kyk na jou. Die laaste een, en waarskynlik die belangrikste een vir my, is dat as pa, ja, wil hy hê reg moet gespa, wat goed is. Hy wil hê dat reg en verkeerd moet onderskei word. So ja, hy is in hierdie een dalk 'n klein bietjie soos daai judge waar hy wil hê reg moet geskied, maar God het oneindige, en hierdie is wat ek wil hê julle moet raak sien. Dit gaan nie wat jy gedoen het nie, wie jy is nie, eindige vir jou. Die hoofding, dink ek, die nommer 1 ding, en dalk al hierdie vorige 4 goed help ons, maar die een ding wat ek dink, partykeer ons laat voel of ons teen 'n dak vasbyt, is sonde. Daai een ding wat ek al, daai een temptasie wat jy net vang, daai een ding wat jy net nie weet hoe om te hanteer nie. Sonde maak, laat ons nie voel, hierdie God kan reg lief wees vir my nie. Ons voel, hy wil nie reg my hoor nie. Ek dink sonde is die een ding wat voel dat ons nie kan deurkom na hom nie. En God sê vir jou vanaand, ek het oneindige genade van jou. In fact, dit is my hart. Dane Ortlund sê, dit behoort vir hulle op te kom. Yes, the Father is just and righteous, unswervingly, unendingly. Without such a doctrine, such a reassurance, we would have no all wrongs will one day be righted. But what is his heart? What flows out from his deepest being?
what does he beget? Mercy. He is the Father of mercies. Just as a father begets children who reflect who he is, the divine Father begets mercies that reflect him. If your heart be hard, his mercies are tender. If your heart be dead, he has mercy to live in it. If you be sick, he has mercy to heal you. If you be sinful, he has mercies to sanctify and cleanse you. As large areas as are our wants, so large and various are his mercies. So we may come boldly to find grace and mercy to help us in of need. A mercy for every need. Hierdie is wie ons God is. Dis wat by ons gedagtes moet opkom as ons dink. Hoor vanaand dat ons 'n hemelse Pa het aan wie ons alles kan gee. Ek weet nie wat in jou hart aangaan nie. Ek weet nie waar jy is in jou verhouding met hom en in jou lewe nie. Dalk is dit regtig 'n great tyd vir jou en dit gaan net goed met jou. Dan celebrate dit en wees daar. Maar as daar pyn en seer kry en swaar dinge is in jou hart en ek weet nie wat dit is nie, gebrokenheid, egskeiding, verhoudings, mense, sonde, skaamte, lê dit voor hom neer. Hy het genade vir elkeen van dit. Dis wie hy is. Kyk nie. Hy is lief vir jou. Hy is met jou. Hy hoor jou. Hy het respek vir jou en hy het genade vir jou. En dalk sê Ruben, hierdie is net so bietjie te goed om waar te wees, soos dat God my op sy skoot wil hê, soos my eie ouers is nie eers mal oor my nie. Hoe wil hierdie God my op sy skoot sit? Net nie. Weet jy wie ek is? Dan sê ek vir jou, ja, jy doen nie. Maar Jesus. Jesus kom en hy lewe soos 'n perfekte kind. Jesus is perfek gehoorsaam aan sy Vader soos ons nooit kon wees nie. Jesus neem ons plek en sê die lewe wat jy nie kon leef nie, leef ek. Die dood wat jy verdien en moes ontvang het as gevolg van jou sonde, vat ek in jou plek. Daar waar jy weeskind was en hore was, ja, ek kies dood vir jou, al het jy dit verdien, sodat God jou, hier sit vanaand, kan kies as sy kind. Sodat jy nooit ooit weer 'n weeskind of 'n widow hoef te wees nie en daai mentality kan weggooi. Jesus het uitgeroep op my God, why have thou forsaken me? Jesus en God die Vader het vir ewigheid. Ons kan dit nie vat nie, ons kan dit nie begryp nie, maar vir 'n ewigheid was hulle in perfekte verhouding met mekaar. Perfekte liefde, perfekte intimiteit, alles perfek. Maar op die kruis moes God wegdraai van sy seun Jesus. Hy moes hom forsake. Hy kon nie hom kyk nie, want Jesus het jou en my sonde, verlede, hier en toekoms op hom geneem, sodat jy 'n kind kan wees. God moes dit. Hy moes hom afsny en hy moes hom verwyder, sodat ons nooit afgesny of vergeet van God hoef te wees nie. Hy betaal die prys sodat jy kindskap as geskenk kan ontvang. Jesus gaan en maak die pad oop vir jou om te bid na God die Vader deur hom. Wanneer God na jou kyk, sien hy Jesus en hy sê, ek sal jou nooit forsake nie. Nooit. Niks sal jou kan skei van my liefde teenoor jou nie. Kom na my, jy is my kind. Jesus het gekom sodat die wat in hom glo, die reg het om kinders van God genoem te word. So glo in hom en jy is 'n kind met 'n oneindige Pa. Regtig amazing quote op wat dit beteken om nou kinders te wees van God, te dank aan Jesus, behoort vir hulle op te kom. God is no longer to us a distant God. He is not merely a God we believe intellectually, theologically, theoretically, doctrinally only. All this is possible to one who is not a child of God at all. Our worship and praying are spontaneous. It is the spontaneity of the child with the Father, and not only spontaneity, but
confidence. A little child has confidence. He does not analyze it. He knows that Abba is his father. You see, grown-ups may be standing back at a distance and being very formal, but the child comes running in, rushes right in, and holds on to his father's legs. He has the right that no one else has. It is instinctive. We cry, Abba, Father. Deur Jesus het ons kindskap ontvang, in plaas van orphans wees. En dis die hoogste voorreg wat ons as Christene het. En daarom wil ons volhard in gebed, want ons weet vir wie ons bid. Ek wil afsluit met hoe ons bid. Ek wil nie te lank hier stil staan nie, maar net bietjie prakties wees. En dalk begin 'n manier hoe Jesus dit baie duidelik maak, en hy begin die vergelykenis om te sê, hy vertel dit so that you ought to always pray. So Jesus neem aan dat ons aanhoudend sal bid. Hy gaan aan in vers 7 en hy sê, will not God give justice to his elect who cry to him night? Dis sê dat ons huil en pleit by hom dag en nag. Ons doen dit nie weekliks nie, maar daagliks. En so daar's die bekende klein vergelykingie wat Timothy Keller gebruik om te sê dat as daar 'n pil was wat vir jou voorgeskryf was om te hierdie pil gaan maak dat jy elke dag kan bly lewe, sonder die pil gaan jy doodgaan, sou jy hom gevat het elke dag? Ja, ek sal nie die kans hê om dit nie te vat nie. En so is gebed. Ons het gebed nodig om te lewe. En God sê dit hier deur Jesus in die gelykenis sê hy, luister, dag en nag moet jy bid, en so aanddiens volhard in gebed. Nie net omdat jy moet nie, ja ons moet want ons in lewe, maar omdat jy wil, en jy weet wie's God. So die manier hoe ons bid is deur te pleit en uit te roep na hom op 'n daaglikse basis, sodat vers 8 aan die einde sal waar wees, en dat as Jesus terugkom, hy sal sien dat ja, jy het volhard in geloof. He will faith on earth. As die widow so persistent en so getrou en aanhoudend kon pleit by 'n unrighteous judge wat geen respek, kan ons nie aanhoudend bid vir 'n liefdevolle pa wat ons wil hoor nie. So die eenvoudigste manier hoe ons bid is as kind tot 'n pa. En voor ek by die een groot praktiese deel kom van hoe ek het liefst gevind het om maklik te bid, wil ek een of twee net ander goed noem, en so hier is hoe jy kan bid. Ek weet nie hoe jy bid in jou tyd nie, elkeen het sy eie manier. Eers twee goed wat jy dalk kan help vat het, moet nie vat nie. Daar's die acronym ACT, ACT, adore, confess, thanksgiving en supplication. Begin om God se naam groot te maak, bely jou sondes, wees dankbaar vir wat jy het, en dan vra vir hom wat jy nodig het. 'n Ander manier om te bid is na jy God se naam groen weer is daar 'n manier om te bid in konsentriese sirkels. Ek weet John Piper het gesê dis so hy bid, is dat begin dalk by jouself en jou hart en wie jy is en bely jou sondes daar en wat jy wil vra van God, en dan beweeg 'n bietjie uit, want ons vergeet regtig om vir ander mense te bid en bid gewoonlik net vir onsself. Beweeg uit na jou familie toe, en dan beweeg jy van daar af uit na jou naby vriende en jou gesinsgroep dalk en aandiens dalk, en van daar af vir die mense in Pretoria en die wêreld. En jy kan dit andersom doen ook. So dis nog 'n manier om te bid, maar die een manier wat die laag getref het is die een wat ons gebid het vroeër. En ek het regtig nie besef hoe diep en ryk hierdie gebed is nie. So ek het so 'n paar weke terug in Timothy Keller se boek op Amazing Book is gekom op die deel waar hy Onse Vader aanpak en 'n bietjie uitpak en wys wat dit regtig is wat ons bid, en dat hierdie is wel die ander goed help, maar hierdie is die manier hoe Jesus vir ons sê om te bid. So ek dink is 'n goeie riglyn. En so om deur die Onse Vader te gaan en dit van toepassing te maak op my lewe. En elke keer is dit 'n ander gebed eintlik. Miskien ons is so bekend met dit dat ons amper half dink nee, dit kan nie wees nie. Ons is so bekend met dit dat ons as dit hoor is dit is nie regtig nie. Ons is te gewoond daaraan, en ek wil julle vanaand opnuut uitdaag, gebruik dit. Hoekom? Wel, dit begin met Onse Vader wat in die hemel is. Dadelik erken ons alles wat sê, die hele preek in daai twee woorde, Onse Vader. Dadelik besef jy, ja, ek is 'n kind van God die Vader, dank aan Jesus wat gesterf het in my plek, en deur hom kyk God na my en hy sien my as sy kind, hy het my aangeneem en ek kan uitroep Vader. En dan gaan dit aan, laat u koninkryk kom. Nee, ekskuus, laat u naam geheilig word.
En daai vat jy en jy gaan verstaan mooi wat dit beteken, laat U naam geheilig word. Met ander woorde, laat ek in alles wat ek doen eer bring aan U naam, wil U naam heilig. So alles wat ek doen, probeer ek op so 'n manier doen dat ek weet ek eer Hom in dit. So ek is dankbaar vir alles wat ek het. En selfs dit ek nie het nie. En alles wat ek doen, want gaan oor Hom en Hy verheerlik word. Laat die koninkryk, ons bid vir dit, want ons wil hê hart in Jesus kom en ons kom haal. Maar ons bid ook dat Hy reeds nou sy koninkryk sal bring in my lewe, sodat Hy koning is oor alles in my lewe. Hy's koning oor my verhouding, hy's koning oor my gedagtes, hy's koning oor my tyd, hy's koning oor my keuse. Gaan dit deur en unpack dit en kyk, is hy koning oral in jou lewe? Because he's either Lord of all or not Lord at all. En so ons bid vir dit, laat U koninkryk kom, en dan bid ons laat U wil geskied, en dit lyk dalk anders weer vir elke van ons, en ons dink, okay, maar in elke saak by teenaansluiting kom, mag ek nie my brein volg nie, maar mag U wil geskied. Mag ek U wil volg. En selfs in die moeilikste tye van jou lewe, waar jy dalk deur iets gaan wat pynvol is en seer is, en jy wil vir jou vra, vat dit weg, is nie lekker nie. Vra tog daar dat God se wil sal geskied. Jesus het die aand, wel, ure voor sy kruisdood, gesê, Vader, as U kan, vat die beker weg, maar tog nie my wil nie, U wil. En dan gaan ons aan en ons bid vir ons daaglikse brood, wat ons nodig het, ons behoeftes, en ons bid en ons vra, gee my dit wat ek nodig het vandag. Nie net fisiese brood nie, maar ook U woord om my te voed. En ons vra vir vergifnis van ons sondes en vra dat ons ander sal vergewe en ons eindig en ons sê, hoor, lei my nie in die versoeking nie. Daar is so baie versoekings vandag veral oral. Lei my nie in die versoeking nie. Verlos ons van die bose, dan U behoort die krag en die heerlikheid tot in al ewigheid. Ek hoop julle gaan en ek challenge julle, ek pleit julle vat hierdie gebed. Gaan dit deur. Gebruik dit om jou te help. Ek beloof dat dit my gehelp 2-3 weke. Bid dit elke dag. Raak bekend met dit. Dit is Jesus wat ons uitnoem te bid. En ek hoop nou dat julle gedagtes oor wie God is net soos bietjie anders lyk. Julle kan sien hy is 'n Pa wat so lief is vir jou en soveel genade het vir jou. So kom ons bid en vra dat hy ons sal help om te volhard in gebed totdat hy terugkom. Hemelvader, ek kom en Here, ons erken dat ons baie keer lewe nog as weeskinders. Ons erken dat dit baie keer moeilik is om te begryp dat iemand so lief is vir ons, dat hy sy eie seun gesterf sodat ons aangeneem kan word. Here, mag hierdie gaan insig in aanddiens. Ons gaan in hierdie tyd, in hierdie vakansietyd waar ons mekaar min gaan sien en mag ons volhard in gebed, nie net omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Ons wil ons Vader ken en ons wil in verhouding met Hom leef en ons wil op U skoot sit en vir U van ons dra swaar en ons het nodig om dit te lê op iemand. Gee dit vir my. En Here, ek bid, help ons om reg te kry, te sien U ons Pa is en mag dit ons dryf om te wil volhard in gebed. En ons vra al hierdie goed te danke aan U Seun, Jesus. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.